Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en dit breek my hart om te sien hoe jong mense hard kan werk en effort kan insit en dan word daar iets van hulle weggevat. En ek het dit goed gedink om vanaand met Zaan Sonnekus te gesels want wie verstaan dit beter op hierdie stadium as jy? What's up? What's up, Carla? Hoe gaan het met jou? Lekker, is lekker. Ek 'n cozy studio hierso. So Zaan Sonnekus is 'n vervaardiger, hy's 'n sanger, hy's 'n liedjie-skrywer en nou ook natuurlik die trotse eienaar van sy eie musiek. 100%. Dis hy. En dit is 'n groot rollercoaster, maar ek wil graag met begin vanaand. Ek wil oor soveel goeders chat, maar jy weet, ek het jou al gevra daaroor. Ek wil baie graag oor, you know, like what happened, dit wat jy gemaklik is om oor te chat, dit wat jy nie voel, as jy nie name wil noem nie, of jy nie name wil noem nie. Ek wil praat oor Zaan's version. Wow. Kyk, dis actually toe jy het nou gesê, dis eintlik nogal scary hoe min ek dink die musikante besef dit nie, maar amper niemand besit hulle eie musiek nie. Dit is nogals freaky as want ek meen jy sit in die studio en is letterlik bloed, sweet en trane. Ja. En ek meen ons letterlik druppels op die papier waarop ek skryf of whatever jy gebruik om jy te skryf. En ek meen as jou hart in iemand anders se hande is nogals 'n intens ding om te verloor. Ja. Of om dit nie te besit nie. Ek meen dis jou brein, dis jou gedagtes, dis jou emosie. En ek dink is baie keer 'n blessing en 'n curse om 'n musikant te wees want ongelukkig kry jy die woorde wat almal dink nie noodwendig kan sê nie en dit maak dit selfs dit lekker nie, jy krap nogals diep. En dis partykeer 'n bietjie seer om jou hart op die papier neer te sit, cliché, maar dit is so Dit is presies wat dit is. dit is wat dit is en dit is ja, en sodra iemand dit net kan verwyder, is dit nogal soos nee, ek gaan nie vloek nie. Ek is nie 'n vloeker nie. Is nou net oor gevra. Ons gaan Zaan's in die merch gaan sê ek is nie 'n vloek. Ek is nie 'n vloeker nie. Ja. Behalwe it's actually van Coke wat vir my gesê het, bra, jy mag net vloek as dit in 'n liedjie is. En dit is so, want jy is eerlik. Ek meen partykeer moet jy sê wat jy dink en voel. Ek die F jou liedjie het ek geskryf omdat ek wou vloek net. Dis hoe ek gevoel het in die oomblik en ek dink is eerlik. En ja, dit is maar deel van die blessing en curse om 'n musikant te wees. Jy kan sê net wat jy wil. Ja. Want jy weet nie wat dit vir iemand anders beteken. Exactly. En alles het een mens wat sy hart aangeraak word. Ja. Maar as jy nou, jy sê jy sit en skryf en dan bereik jy 'n punt waar dit so seer raak, want jy weet wat jy skryf is rou en jy grawe baie diep om daarby te kom. So nou maar jy sit en skryf en dit raak te seer. Wat doen jy? Stop jy, staan jy op, gaan jy aan met iets anders? Dink mense raak bietjie verslaaf van daai. Kyk, dis nie net seer altyd om te skryf nie. Is lekker ook. En ek kon net ek sien regtig 'n happy song of 'n love song writer nie. Ek is meer my hele lewe lank al as ek weird voel of hartseer voel of kwaad voel of selfs gelukkig voel, dan gaan ek op my foon of ek hou daarvan om letterlik met die pen op papier te skryf. Ek het 'n songwriting boekie wat ek eendag wil print en al die dood krapmerke en alles vir almal wys, maar dit moet nog altyd laat beter voel. Dani sê dit in 'n Spoegwolf song. Daar's 'n rustigheid. Ek ken nie die presiese lyriek nie, maar daar's 'n rustigheid wat oor hom kom, amper soos 'n afperiode op skool of na die opgooi, want mens voel altyd beter as jy siek is of dronk is of whatever en jy gooi op, voel jy altyd beter na die tyd. En dis hoe ek voel as ek skryf. So as ek ongemaklik voel of uneasy voel, tik ek en elke liewe keer voel of ek weer kan asemhaal. Dit voel soos ek Dis terapie. Ek voel beter. Cliché soos wat dit kan wees, maar dit is regtig terapie. En nie net vir ons wat skryf nie, maar vir die wat luister ook. So ja, dit bring my weer terug. Toe ek gesien het die musiek is afgehaal en hier is die eerste onderhoud. Hoe het jy uitgevind die musiek is af? Al jou musiek is van al die social media platforms af, die streaming platforms. DMs, mense het my begin DM en ek dink die eerste een kom deur en ek sê bra, betaal jou Apple Music subscription. En ek hou toe aan en Luke, my klavierspeler, ek dink al wat hy doen is soos speel net klavier by die huis en hy dink het my gebel, letterlik soos na die derde DM, toe sê ek soos, wow, something's up. Maar dit het so direk na mekaar gekom, toe bel hy my uit, sê soos, dude, waar's monitors van die playlist af. Ek dink hy was besig om soos key patches uit te figure. En toe ek gaan kyk te sien, toe weet ek dadelik hoekom alles af is. En ek sê soos, okay, let's put the gloves on and ons musikant versus corporate, let's see what we can do. Kyk, want dit hoef nie noodwendig so lelik. Dit het eintlik nie regtig lelik geword nie. Ek dink
dit is soos wat ek en jy dan gepraat, mense love drama, wat so stupid is actually. Mense love drama, mense hou van enige wrywe. People love a good story. People Dis love hoekom a nuus good story. verkoop. Exactly. En dis die crazy ding. So, ek het daai video gemaak nie om die platenmaatskappy sleg te sê of om 'n fight te begin. Ek het letterlik die video gemaak om te sê, luister dudes, my musiek's afgehaal van alle platforms af. Of dit word teruggesit of ek bring dit self terug. Trust my, daar's niemand wat dit kan speel soos hierdie vingers nie. Ek meen elke woord wat daar geskryf het kom uit hierdie brein uit. So ons gaan dit, ek en die band niemand ken dit beter as ons. Dit gaan baie vinnig weer kan opneem. Maar vir nou is die musiek af. So gee ons net 'n bietjie tyd en daai video het en ek's baie dankbaar vir my het explode. Dit was nooit 'n PR stand of iets gewees. Dit was letterlik net om te sê dudes, musiek's af. Ja, ek's jammer. En ek's letterlik wakker gebel die volgende oggend deur iemand van Netwerk 24 of die Rekord of whoever, I don't even know. Soos die media het net soos obviously gelatch op dit is ek soos I guess seker maar Ja, welkom. dit sak want Ja. hier is nie 'n game nie, hier is soos Mense se lewens, dis hulle mense- en inkomste. nie net my, dis my hele band, die sound engineers, Mhm. die dude, dis baie mense, producers, is baie mense wat se lewe, even die platenmaatskappy maak geld van hierdie musiek af. It's wild en toe dink ek net okay wel ons mag re-record. So toe begin ons dadelik re-record. Ons het daai eerste ten minste vir my re-record in ek dink dit was 'n dag. Ek was nooit seker of die musiek gaan terugkom of nie. So ek soos okay, let's give the people what they know. So die record ons het maar baie dieselfde as wat dit was. Okay. Een vocal take soos ons sien ons het nie 'n tyd nie, dude. So ons het 'n paar songs gedoen en toe die eerste een release toe sit hulle die met musiek natuurlik terug. Ja. En wat eintlik vir my 'n bietjie van 'n verligting was, ek was bietjie geïrriteerd daarmee want ek was soos dudes, regtig. Ons het klaar soos 5 van die songs begin re-record. 5 van die songs is klaar gere-record. Wat by hulle, dis jy van, ek sien die musiek is terug. Nee, dis nie wat gebeur het nie. Ons het kyk, dit het nogals, ek meen daar was lawyers. Wat is 'n lawyer? Dat was prokureurs ja, was prokureurs betrokke en geweest. advokate en dit actually gebeur in 'n round table meeting. Ons het op 'n skikking, dink dit is die regte term. Ek het met lang hare en Vans gesit tussen soos 10 prokureurs. Dit was weird geweest. Ja, toe ons by die round table uitgekom het, ek vir hulle gesê, luister, môre release ek die eerste Zans version. En dit was so weird stilte geweest en toe klomp groot das chats en vat ons, ek weet nie hoe anders om dit te beskryf nie. Vat ons breek en ons terug om te sê, okay dude, ons sal al die musiek terugsit as jy nie die Zans versions release nie. En ja, dit ons het op skikking uitgekom. Kyk, dit is nog steeds amazing mense. Ek het net gevoel as my platenmaatskappy, ek praat 1 keer 'n jaar met julle en ek gee basically vir julle my IP. Ek gee al my emosie vir julle en honestly soos ek en my band werk ons gatte af. Ons werk moer hard aan hierdie. En ek kan nie dat 'n platenmaatskappy net Hoekom is dit oorspronklik afgehaal? Omdat ek geloop het. Ek weet nie hoekom nie. Kyk, ek is nie die eerste kunstenaar met wie dit gebeur het nie. Ek het 'n oorvloed van boodskappe gekry van klomp kunstenaars wat vir my gesê het, sorry, doe dieselfde met my gebeur. Dan dink ek, what? Dieselfde het met my gebeur, bro. Het jy nie jou gloves aangetrek en gefight nie? Hierdie is jou music, bro. Hierdie is nie net 'n jingle of 'n praatjie wat jy skryf nie. Soos hierdie is soos Dis alles van jou. Dis alles wat jy tot en met vandag toe gemaak het. Gedigte wat my ma geskryf het. En hierdie is ek vir hulle gesê het. Ek het vir hulle gesê julle het nou iets baie persoonlik vir my gevat. Dis soos gedigte wat my ma geskryf het op haar wat is 'n deathbed in Afrikaans? Doodsbed. Op haar doodsbed. En dis stukkies daarvan wat ek gevat het en met dit gekomponeer het of hierdie is heavy persoonlike goed. Is dit iets wat jy met hulle gedeel het? Ja, natuurlik. Dis iets wat hulle moes weet. Kyk, ek dink nie platenmaatskappye is 'n bad ding nie. Ek dink dit kan werk vir sekere kunstenaars en sekere platenmaatskappye pas by sekere kunstenaars, I guess. En almal dit is music business is a baie wild thing en creatives, veral musikante is nog altyd geken as nie die grootste besigheidsmense nie. Maar ek voel hulle leer ook met tyd dit aan. Jy moet. Ek dink jy het dit mooi hanteer en ek dink hulle het dit ook mooi hanteer. So ek verstaan waar jou hart vandaan kom. Ja, Maar besigheid bly besigheid. Hoor jy het nou so vinnig gesels oor jy weet baie van jou ma se gedigte wat deel is van jou musiek. Hoe jy geskryf het in die verlede versus hoe jy skryf nou. Het dit verander na jou ma se dood? Ek het definitief 'n ligter klank op die nuwe musiek
Ek's actually 'n baie happy mens. Jy is. Regtig, ek Jy weet is, van die ja. kamera af. Ek's eintlik 'n baie happy Ja. mens. En my musiek, ek dink dit is net dit kom so donker. Baie mense kom na 'n show na my toe en sê jy kom jy musiek swart sê, dan sê ek weet actually nie. Ek dink want dit is hoe ek deel met my stuff. En ongelukkig kan sukkel ek om happy songs te skryf, maar definitief het daar 'n ander klank in my ontwaak. Ek dink ek het vir die eerste keer nou begin soos regtig deel daarmee. En sy was vir baie lank basiek gewees. Dis iets wat mense nie altyd weet nie, soos dit was soos ja, dit was nie 'n mooi prentjie gewees nie. Dis soos van ek dink ek het my 21ste verjaarsdag in rehab spandeer, soos by my ma. Ja. Verstaan, soos dit is daai tipe stuff waar ek geskryf het en dis hoe ek daarmee gedeel het. En my ma was die amazingste mens gewees, soos die amazingste mens. En 'n ongelooflike skrywer. Sy het my als geleer wat ek weet van tipografie en ritme en rym. Sy kon letterlik toer met woorde. Dit was crazy. Sy's nooit 'n bekende skrywer of skilder nie, maar sy was ongelooflik daarin gewees en sy het my baie inspireer. Die musiek en veral nie net die woorde nie, maar ook die hele composition, Hoe dit by mekaar kom as composing daarvan. Alles Ja, is bietjie ligter nou. Dit is definitief 'n gelukkiger klank en ek dink dis 'n nuwe seisoen. Ek het nog net een album uit, paar singles tussenin, maar hierdie nuwe Julle album. paar singles tussenin. Ja, daar's 'n paar. En dan kom nou nog 'n paar. Yes. Willis. Songs wat klaar is, ek is dis nie nou die tyd vir daai song nie. Oef. Ek soek hierdie klank nou. So So daar's 'n vault. daar's wat. Daai mure sal nog afbreek en al die musiek gaan kom, maar ek voel dit is maar die nuwe seisoen waarin ek Dis soos jy deur goeders werk, voel Ja. jy, word die klank gelukkig. En dis die crazy ding want ek luister deur die album, ewen die eerste album, ons 'n bietjie jazz, ons bietjie pop, ons bietjie punk, ons rock. En ek dink dis letterlik waar ek in die oomblik was, hoe ek gevoel het in daai spesifieke oomblik toe ek dit geskryf het, of baie keer sit ek voor die rekenaar en produce ietsie stupid wat dan natuurlik na Kyle toe gaan wat dit amazing kan produce. Maar dit is die song het begin as punk want ek het dalk driven gevoel of bietjie kwaad gevoel in die oomblik of hierdie song is jazzy want ek het bietjie vibe. Ja, Of ja. dalk was ek loemerig. I don't know. Ek soos jy besig is om ek wil amper sê, ek wil nie sê happier mense word nie, soos jy besig is om happier, gelukkiger musiek te skryf. Ja. Wat is iets wat verander in jou? Hoe is jy besig om daarmee te deel? Hoe deel jy met goed sodat jy op 'n plek kan kom dat jy anders te skryf? Hoe deel ek met die bad goed? Bedoel jy? Die shots van die lewe. Kyk, daar gaan nog steeds 'n paar donker songs uitkom, verseker. mm, Ek kan dit Dis nie aan en af switch nie. Dis nie. Maar ek kan nie shows speel met net sad songs nie. Ek hoor jou. En kyk, as mense huil by 'n show, sien nie, as hulle nog met hulle hart sê dis nie. Ek dink hulle voel verstaan of geverstaan, wat ek weet nie wat se regte woord. Ja, they feel understood. They feel understood, ja. Ek wil ook, ek is soos ek sê, ek's 'n happy mens ook. So, ek dink daar gaan nog steeds Jy glimlag heeltyd soos jy praat. Maak nie saak wat jy sê nie, daar's heeltyd 'n onderhand liggende glimlag wat deurkom op jou gesig. Ek weet nie of jy dit besef nie. But I mean like always. Rarig. Ek het jou eendag soos 5:00 in die oggend vroeg by Groot FM gesien. Ek was vas in die slaap, jy het semi-vas in die slaap gelyk. En selfs toe like you would smile. In my oë. Ek weet nie. Ek het nou nog nie opgelet nie. Smile my oë. Maar jy sien dit, jy kan dit hier sien. Ja, jy doen smile met jou oë. Weet jy iemand smile opreg. Hy maak daai Plooie. Nie plooie nie. Maar jy kan dit sien en ek dink dis jy weet, iemand loop met vreugde in hulle hart, al gaan hulle deur moeilike goed. Maar daar's 'n verskil tussen iemand wat deur moeilike goed gaan en ons almal doen. Dis inevitable. Ja. Maar daar's 'n verskil tussen iemand wat deur moeilike goed gaan en net aanhou pak in hulle rugsak. Tot daai rugsak so swaar agtertoe hang dat jy voel flip, ek kan fisies nie meer regop staan nie. Daar's 'n verskil tussen dit en om 'n vorm van terapie te hê, 'n manier hoe jy daarmee deel. Which is obviously in jou geval om te skryf. Mens moet daai uitlaat hê, nê? Ek dink dat enige mens gaan by daai breaking point kom as jy die hele tyd daai tas aanhou volmaak. Jy moet release en ek het al baie keer gevoel so ek het vanoggend, ek het net voordat ek hier na toe gekom het gedink ek gaan my shit verloor. Maar dit is soos besig, dis werk goed. Ongelukkig hou ek van wiskunde. Dit sak. Maar musiek is wiskunde. Is jy 'n wiskunde mens? Dit meer wiskunde as taal eintlik, sou ek sê. En die funny ding is musiek is actually 'n kombinasie van die twee. Dit is 'n taal want ons actually soos lettergrepe en klanke en simbole en soos
klankgrepe. Ek meen musiek is actually 'n taal, maar daar's so baie wiskunde. Dit's actually meer wiskunde teenoor in musiek. Omdat jy moet tel as jy beat hou. Ja, daai is 'n stukkie daarvan. Maar Ek wag nie verduidelik wat jy bedoel. Carla, dit is ek swer ek het nou 'n musiekboekie gesien. Nee, ag dit is net eerstens ja, die time signatures is obviously dis weird as jy in diepte ingaan en jy gaan kyk na hoe 'n akkoord gevorm word. Sê nou maar 'n gewone 135. Ag dit gaan net so diep in. Dit gaan moeilik wees om te verduidelik. Maar dit is wiskunde. Maar jy is 'n baie intelligente mens. Mens kan dit sien as jy met mense praat. Dankie. Mens kan hoor jy is intelligent as jy praat. Ek dink is die beste manier om dit te beskryf. My sussie en broer sê nog altyd vir my ek is nie. So baie dankie. Ek waardeer dit. Bless. Jy het 'n baie mooi sussie. Sê maar net. Ons lyk presies dieselfde. Nee, hulle doen nie. Nee. Sy het net 'n groter snor as ek. Maar dankie. Ek waardeer jy's 'n baie intelligente mens. Okay. Wat is iets wat konstant deur jou kop gegaan het in jou heel moeilikste tye van jou lewe? Ietsie wat ek tot vandag toe nog steeds vir myself elke keer herinner is dude, jy gaan nie deurkom. So ek weet dis lame, maar soos dit werk altyd uit. En al werk dit nie uit nie, gaan dit uitwerk. Yes. Soos jy gaan altyd oor 'n maand sit en wees soos kan nie glo ek het so gestres oor hierdie shit nie. Ek meen jy kan en ek dink dit staan my baie keer gerus met as ek op 'n enige hardship phase is ek soos dude jy gaan nie deurkom en it is gonna get better. Dit gaan waar wat Franco van Coke sê. Dit gaan altyd uitwerk. Dit gaan beter word. En ietsie soos omdat ons nou daar gepraat met my ma, kyk, ek dink nie enigiets sal dit ooit heeltemal daai wond heel kan maak nie. En ek sou nie noodwendig, ek weet dit klink stupid om te sê dit raak beter. Maar ek meen dit doen vir die eerste jaar het ek wakker geword in die oggend en gedink ek het 'n nagmerrie gehad. Ja. Letterlik die volgende oggend ek wakker geword en ek was soos ek het die crazieste shit, dit was nie 'n droom nie. Soos en maar nou 'n paar jaar later is ek soos elke keer ek kan nog steeds na foto's kyk nie en dit is nog steeds seer om aan te dink, maar ek is soos ek begin nie net huil uit die bloute uit of ek soos dis nie die heeltyd alwaar ek dink nie. So ek dink dis ietsie wat my gerus stel is jy gaan deur hierdie kom. This too shall pass. Ek voel soos die Here het geweet. Hy het destyds geweet, hy weet nog steeds. Time does heal everything. It does. Ek het nou dis 'n vers in Ecclesiastes 3, ek dink ek sê ek nou ook gequote wat sê there's time for everything. There's a time to be happy, there's a time to be sad. En dan onder in die versie sê, but it's better to be sad. Ja, maar dis nie lekker om so te voel nie. Because they will be comforted. Ja. En ek dink is om dan te weet, o shit, okay, ek erken ek het nou hulp nodig. Wat is prediker? Prediker is preacher. Spreker, dis Ecclesiastes. Is dit? Ek het sin dis Ecclesiastics, 10 ek dink. Ja. Of dit is dit ons tyd om te kom, tyd om te gaan. Ja. Dit word jy net gepraat. Ek dink is 'n prediker en dit is daai het nog altyd gestiek by my. Presies soos jy net is my hare nog steeds nat, bra. Is dit nog soos ja, hare is altyd nat. Nee, is net vuil. Nee, joke. Elke keer as ek sien as jou hare net gewas en is nat. Ek het dit regtig net gewas. Regtig? Soos wel se eer. Wat is jou grootste vrees vir die toekoms? So, dis 'n baie moeilike vraag. My grootste vrees is dood eerlik om sekere vensters te mis in sekere aspekte van my lewe, of dit nou in musiek is of dit nou in besigheid is. Ek dink daar's baie vrese. Ek dink ons almal het baie vrese. Ja. My grootste vrees is eintlik dit niks met myself te doen. Ek dink my grootste vrees is dat die mense wie ek lief is nie happy is nie. Ek dink regtig. Ja, dit is my grootste vrees. Soos ja. Ek wil hê my broer moet net excel en happy wees, my suster dieselfde. Dit en spinnekoppe. Myne is dit en hoenders. Hoenders? Ek is so bang. Jy nie laas by dat jy hoender gesoen het nie? Ja, ek was by. Maar daai hoender was crazy. Hulle het nog probeer dat ek in die ding vat. Het jy nie nog gevat nie? Ek het nie nog gevat. Lisa het op 'n stadium, so konteks, ons het 'n paar maande gelede skiet ons 'n musiekvideo en ons 'n hoender opstel en ek sê vir almal opstel, ek is dis my grootste vrees, is 'n hoender. En iemand ons het 'n tyd gedoen en ek het nie gesien die een chom. Ag man, Chicken Kwagga, het die hoender gaan haal nie. En hy bring hom toe en ons het 'n tyd doen in die middel van die tyd, toe die hoender langs my.
En die oomblik toe ek agter die kamera ingaan, ek het gevoel of ek begin hyperventilate. Het toe heeltemal mense die hoender gaan haal, jy die hoender gesoen op sy mond, op sy snavel. Maar dis 'n hoender. Dit was Presies baie erger my goed daar punt. buite as Nee, het jy die kloue op daai ding gesien? Hy het kloue gehad. Dit is 'n wille hoender daar gesien. Nee, dankie. Hy was sê- 'n haan. Hy was daar. Hy was lewendig. Dis wat saak. Oef, nee. En eventually Lisa sê jy doen great en sy vat my, bring my hand nader en sy sê kyk weg. Soos kyk aan die kant toe en vat in die hoender. Toe ek my hand op hom neersit, so ek van was ag. Ja. Maar ook as ek dink as ek gekyk het, sou ek flou geval het. Ek sal nie my kans wag nie. Ek het om hulle geloop. You just give them their space. Dit is chill eintlik. Solank hulle nie nog by my kom nie, is alles fyn. So as jy moes fight teen 'n hoender of 'n slang, sou jy eerder teen die slang fight. Teen die slangfout. Is jy ernstig? Dood ernstig. Wag, as dit 'n spoegkobra vandaan. Hy moet dit nie kan spoeg nie, dan voel ek my kanse is goed. Hoe vinnig seil 'n slang? So sal 'n hoender vinniger kan hardloop as wat 'n slang kan seil. Dit was vinnig slange daar buite, Want maar ek wil ons nie wegkom. Dis ons al. moet jou oor hierdie hoendervrees kry. Eet jou hoender, obviously. Ja, ek eet hoender. Ek eet net hoender. Ek is 'n alles vegetarian. Is jy alles vegetarian? Enigiets behalwe groen goeters. Ooh, wat is die vreemdste ding wat jy al geëet het? Nee. Ek Joe. Ek het al so spinnekoppe en skorpioene. So jou grootste vrees het jy al geëet. Ja, maar hy was op 'n stokkie en dood. Okay. Ons het nou die dag actually come to think of it. So myne het nou verander. Die vreemdste ding wat ek geëet het onlangs was 'n kriek. O ja. 'n roasted, no, 'n dried, spiced kriek. Was dit in die Kaap by 'n restaurant? Nee, maar dis 'n company wat supply aan restaurante en stuff. En ek het nie, as jy ooit 'n kriek wil eet, jy moenie hom insluk nie. Jy moet hom kou, want sy potjies gaan in jou keel vassit. Want toe chak ek hom soos 'n vitamiene in die keel botteltjie water om dit by te kry. Oh my word. Toe krap my keel vir nog 2 dae, want sy potjies sit vas in my keel. Het jy Jy wil ja, toe begin ek kriek. Ja, toe begin jy kriek. So en ek sal baie ver van my topik afgaan as ek aanhou praat. Watter deel van jou mens wees vandag, soos jy vandag is, sou jou jonger self op trots wees? Dis 'n baie moeilike vraag want jy gooi nogals. Ek dink as ek hang seker maar af hoe jonk. Ek dink ek het as 'n jong ou gedink teen die plek waar ek of die ouderdom waarop ek nou is, sou ek al baie meer suksesvol gewees het. Maar wat is sukses? Nou, Wat is sukses? Exactly. Wat is 'n hit in musiek? Is dit 'n miljoen streams of is dit 2 mense wat se lewens verander met 'n sang? So, Maar dit is so wat is sukses? Dis baie weer. Ek dink sukses is as jy kan musiek maak en jy kan leef daarvan, soos ek kan my huur betaal, kan eet en ek kan kar betaal net van musiek af, dan is jy suksesvol, dink ek. okay. Maar ek het nooit gedink gaan musikant word nie. Ek het gedink soos ek gaan soos in die tyd sou ek al space gewees het of iets. Yes, droom groot. En maybe. As jy nie gedoen het wat jy nou doen nie, wat sou jy doen? Ek sit teen in iets boring doen, soos This dis job. CA wees. As ek dis probably wat sou gebeur, ek sou ingenieur of CA geword het. Okay. Maar as ek kon kies en 'n Rastafarian kon wees en net soos kon hang elke dag, sou ek net skateboard gery het elke dag en as mens kon oorleef van dit af. Hey, Dis dit professional Afrika. sky. Arends moet daar soos 'n Guinness World Record wees wat gebied moet word en ek voel soos as jy dit kan beat en jy kom in die boek, dan kan branches sponsor en dan maak jy geld uit. Maybe. Langtermyn Te plan. laat nou. Ek 20 het al twee my voete gebreek so. Okay. Ship Jy, dis hoekom ek sê die feit dat jy hier sit is die Here se genade want jy doen wille goed maar ook but also your living. Dis moet lewe. Daar's baie mense wat ek ken wat boring is. Dis waaroor my nuwe song, ek weet ek dink ek gaan hom trend vrystel presies wanneer hierdie podcast gaan So kom vrystel. ons chat vir hom. Sy naam is Spoed en dit is letterlik oor we're living in the fast lane. Lewe op spoed. Ons wil lewe. Ja. Ons moet leef. Ons moet leef. Ons moet lewe. As iemand vir my gaan deur om 'n para te eet, gaan ek para eet. Okay. My arm is gepaintball, my been het 'n infeksie oor my tattoos. Ek wil vir myself 'n tattoo gee want ek wil weet hoe dit voel. Wat is een van die spontaanste goed wat jy al in jou lewe gedoen het? 'n Agteruit bungee probably. Dis die eerste ding wat nou na my kop toe gekom het. Ek het nog net een keer gebungee jump En dit was agteruit. en was agteruit. Dink jy ons as mense is gemaak om werklik gelukkig te wees? Nee. Ek dink
Flip. Dit is 'n baie moeilike vraag. Ek dink nie so nie. Joy comes in the morning. Of kom joy in the morning. Daai is diep. Daai is diep. Mens ons vir jy 'n skrywer of iets. That's sorry. Nee, Beach het my nou nog gevra, het jy al meer plesier of meer, wat is die woord? Meer plesier of meer trauma in jou lewe ervaar? Ek sê plesier, obviously. Ek dink is amper soos sad to happy pendulum. Okay. Maar dit nee, ek weet nie. Ek sal actually ek dink ek moet daai vraag nog self uitfigure. Ek dink nie ons is gemaak om gelukkig te wees. Ons is nie gemaak om hartseer te wees nie. It happens. Ons is gebore in 'n wêreld vol donker en sonde en sadness in, maar ons is nie gemaak om alleen daarmee te deel nie. Nee. Ek wens ek was deeltyd gelukkig. Jy het my laas hierdie vraag gevra sonder kameras of iets, dink ek. Jy net vir my gevra. Ek kan nie eens onthou wat die vraag was nie. Ek onthou net ek het vir jou gesê ek wens ek kon die heeltyd gelukkig wees. Ek wens soos jy het my gevra wat is jou grootste droom? Dis ek wil net happy wees. Ek wil net die heeltyd gelukkig wees. So, ek dink dit is gemaak om heeltyd gelukkig te wees en ek dink jy moet hardships face en ek dink jy moet elke nou en dan 'n bietjie hartseer trane, 'n bietjie pyn hê. Dit hou jou op die grond. Sê vir jou jy is nog hier. Ja, jy is lewendig. Maar dit is soveel beter om gelukkig. Baie keer musikante raak verslaaf van daai sadness en ek het myself al gevang met veral met skryf van musiek dat ek letterlik ek crave die sadness en ek dink baie maar keer Maar dis 'n woord of dit, né? Ek kan nie woord onthou nie, maar ek onthou die konsep. Ek kan dink so dit is soos drugs. Ja, dis so jy daar word mos as jy dopamine is 'n goed vir hormoon en as jy so goed jy kryf baie keer om depressief te voel, maar die depressie laat jou goed voel. Ja. So die oomblik as jy dan depressief raak, dan voel jy het iets achieve. Dit het al 'n paar keer dink ek. Hoe insane is dit? Dan dink jou brein hy amazing. mistake dit vir die feit dat jy daarvan hou. Ek kan dit glo. En dis hoekom ek baie keer dink drug addicts want ek meen jy gaan op daai high en dit is amazing en dan kom jy Vinnig af. En ek dink mense raak partykeer verslaaf van daai gevoel. Vir my is dit heel ergste en ek kan verstaan hoekom musikante baie keer dwelms en goeters doen is omdat jy's op stage en dopamine, serotonin en alles skiet deur die dak. Ek meen jy's op 'n high en klim jy van die stage af, klim in die kar, ry alleen huis toe en alles crash net. Polar opposite en dan sê ek soos dan ry ek huis dan sê ek soos soos ek voel so terrible, maar ek weet nie wat vir my lekkerder gevoel nie, is dit die huis toe ry of is dit die high op die stage? Actually is dit nie dat jy psychologically is dit nie dat jy sleg voel dan nie. Dis letterlik net dat jy nou normaal is. Want soos jy sê, die oomblik as jy afkom van 'n high af, dan voel dit sleg, maar is dit net normaal. Destyds het ons nie goed gehad wat soveel dopamine afskei nie. Ek praat nou reg met die juffrou wat sê as gevolg van die feit dat kinders so konstant op hulle fone is en jou brein die heeltyd 'n oormate, want dis wat dit is, 'n oormate dopamine afskei, is dit so moeilik om kind se aandag in die klas te behou tot op 'n punt wat hulle as onderwysers voel ek kan jou nie eintlik enigiets leer nie, want nou veg jy tussen daai span wat die kind nou vir 'n halfuur op hulle foon is. Na 40 minute moet fokus in die klas, want alwaar daai kind dink is hulle volgende dopamine dose wat hulle kry as hulle weer by fone gaan. Dis maak sin. So nou enigiets minder entertaining as dit is, skakel jy af. Jy is nie bereid om te luister nie because it's not entertaining enough. En dis hoekom soveel mense praat van 'n dopamine detox. So ek dink nie dis dat jy noodwendig hartseer is nie. Ja. Ek dink dis dat jy net in daai oomblik moet voel soos 'n standaard mens voel op 'n standaard dag. It's all chemicals. All chemical related. All chemical related. Voel jy soos het jy nog dieselfde fokus soos kapasiteit en soos toe jy jonger was, toe ons jonger was fone nog nie regtig 'n ding. Nee, was dit ek dink dit het net begin 'n ding raak, maar ek is ook nou soos baie keer en ek's eerlik daaroor, so like, as ek sit en whatever doen, ek sit in die studio of sit in die passenger seat van 'n kar wat ook al gaan ek dadelik op my foon. Wow. Soos ek meen ek kan nie iemand praat met my en dan sê ek soos sorry wat jy sê, soos voel jy ook soos daai Ek moet sê ek omring mense sê dit obviously om ek het dit op baie te veel gedoen. So dis amper asof ek moeg is daarvoor. Ek het moeg geraak vir fone, laptops, Netflix, daai tipe van goed in COVID. Want ek het so gebinge in COVID, het gevoel ek by besig om my brein dood te maak. So ek probeer regtig hard en dit is moeilik. Ek kry dit nie elke dag reg nie, maar ek probeer myself limit om vroeg in die oggend as ek wakker word en in die aand net voor ek lees of wat ook al ek doen,
op TikTok te gaan. Want dis my lekker. Dit moet 'n reward wees. Dit moet nie iets wees wat jou go-to nie. So sê nou maar jy is by 'n dokters spreekkamer en wag. You know, go-to is op die foon. Ek het vroeër vandag sit ek in 'n restaurant alleen en ek is soos moenie by foon gaan nie. Moenie kyk vir die mense. Leer, dink, observeer. Maar moenie op jou foon gaan. Maar dis my vraag, soos is dit vir jou nog genoeg om dit raak makliker. Dit raak makliker, né? Want ek het eendag 'n gesprek met jou gehad oor verslawing in soos my eie lewe. En ons het gechat oor hoe bloody moeilik dit in die begin is. Dit is ongelooflik moeilik. En dan is daar hierdie periode wat dit regtig sak, soos jy voel net leeg en alleen. En dan die oomblik as jy aanhou en jy strek hom net so bietjie verder, dan het jy die acceptance phase en dan raak dit makliker. Ja. Maar jy moet deur boredom kan sit. Ek dink een van die moeilikste goed vir mense op aarde is boredom. Ek is vas oortuig boredom kan jou doodmaak. Dit moet dan boredom en om iets te soek. En om iets te soek en dit nie te kry nie. Dit is my die most frustrating ding in die hele wêreld, karsleutel. En ek sit baie keer, dankie dat jy gesê het ek's intelligent, dankie, maar ek is moer deur mekaar. Ek weet nie eens waar my sleutel nou is nie. Hy's probably in my baadjie, maar So ek wag, so die beste gift wat iemand vir jou kan koop is een van daai sleutelhouertjies wat as jy vlei dan vlei hy terug. Is dit nog gesien? Nee, ek soek dit asseblief. Dis soos as jy gaan dan maak hy 'n geluid terug. Ek kan nie vlei nie, maar en dan ja. Dieselfde geluid. Ja. Maar nie dieselfde geluid nie, hy maak 'n geluid terug sodat jy kan hoor waar hy is. Dis insane. Maar ek het dit nodig vir myself, my bril, my sienbril, my foon en my karsleutels. Het jy bril? Ek dra bril. Ek het ou kontaklense. Dis jy Ek's minus 4 en altoe ek's blind. Ek's blind. My het blou oë. Ek het bruin oë, so dit was soos of jy kan sien. Ja. En jy het bruin oë of jy kan nie sien nie en jy het mooi oë. Hierdie word is algemene kennisquote. Ek love dit. Nog steeds brein. Dis okay. Jesus is nog steeds lief vir jou. Wat is een ding wat jou instantly gelukkig sal maak? Om foon oproep te kry nou en is ietsie soos ek speel by Afrikaans is groot. Dis die eerste ding wat ek gedink het. Paulo, ek hoop jy kyk hierdie Ek hoop ook. Dis te gebeur het met krone, soos die volgende dag toe bel my agent my, hulle sê hy hoorie net oproep gekry vir krone en vir Annie Bos main stage en ek sê tog eers is dit regtig hulle soek jy op stage. Ek sê ek het my nie die verkeerde nommer gehad nie, maar as jy erns so daai het nogals want dit is daai klein rewards wat ek is soos ek werk al dis overnight 9 jaar wat ek nou al in die studio sit elke aand. It's paying off now. Ons is op krone. Wat glad nie my scene is nie en ek weet nie regtig wat ek daar doen nie, maar dit is nog steeds amazing om daar te wees. Dit is so groot voorreg en so ja, ek sou sê 'n oomblik soos dit sal vir my as dit kom by my persoonlike lewe of as iemand in my familie soos my broer my bel en sê net sê soos of op die familiegroep net sê net 'n massive breakthrough cool kontrak gewen met my besigheid of my sussie. So small joys for yourself and for other mense. Ja. Is jy iemand wat klein goedjies celebrate? Sê maar, wil jy gebeld en vir jou gesê het, hoorie, jy's krone se verhoog. Did you celebrate? Ja, ek doen. Ek het gister geland van die Kaap af gistermiddag. Een van my vriende het gefight in die Kaap. SD, een van my ander beste chommies hy's 'n bokser. Oh nice. So hy het net gaan fight in die Kaap. So al die chommies het afgevlieg Kaap toe, bietjie nader as Chicago. As ek my visa betyds kon kry, sou ek Chicago toe gegaan het en in 3 keer se fight gaan kyk het. Ek het hom al oor die wêreld geflip en vlieg. En dit is elke keer die moeite werd. Wat is een van die mooiste herinneringe wat jy het om tydens daai tydperk wat jy saam met Driekus getravel het vir die boksgevegte? Vir die UFC? UFC. Dit was net, dit was insane, die oomblik toe hy gewen het en al eerstens, want Kanada was nogal streng geweest, dus dat is dudes uit die stadion uit, dink toe sê my vriende vir die sekuriteit, ek's gestremd of iets, ek joke regtig nie, ek sweer, ek sneers besond te joke nie, en hulle laat ons toe inkom, maar ek onthou na die tyd daai happiness van, die braad net gewen, al die boys is in Kanada, dit is minus 20 grade Celsius, kom ons drink bier. Oh no, is hierdie rekkie nog heeltyd wel? Ja, hy is, ek weet nou al gesê. Ek kom jy dit nie gesê nie. Ek wou nie. Dog is 'n fashion statement. Nee, dis nie 'n fashion statement. Dit kan wees, laat dit trend. Ja, hierdie ding is nog heeltemal maar ek het nie my hare was vas net voordat ek gekom het. En dit was ook dis nou droog. Ja. So, ons het gepraat oor vreugde, ons het gepraat oor ups and downs en die lewensrollercoasters, maar tussendeur alles is dit so moeilik om perspektief van die lewe te verloor. Wat is iets wat jou rustig laat slaap in die aand? Ken jy nou wanneer laas ek rustig geslaap het, nee, honestly.
Ja. Sorry, is baie diep. Nee, Ek kan that's regtig fine. nie. Ek sukkel om te slaap, elke aand. Ek slaap aan, maar iets wat my rustig sal laat slaap is ek weet nie, ek het baie lank terug rustig geslaap. As jy nou, jy dink aan die perfekte dag vorentoe, alles het verloop soos jy wil hê. Niks het skeef geloop nie, jy het nie verkeer gehad nie. Jy het genoeg koffie gedrink, nie te veel nie, sodat jy kan slaap. En alles het net mooi gegaan. Jy het aandete geëet, jy was saam met iemand vir wie jy lief is en jy klim in die bed. Die temperatuur is perfek. Dis kalm, dis rustig. Wat sal maak dat jy in daai oomblik rustig slaap? Om te weet dat almal vir wie ek lief is veilig is. Ek regtig soos ek joke nie as ek dit sê nie, soos dit voel of ek die hele tyd hierdie chase het. Ek is die hele tyd besig om te chase. Of dit nou in musiek is, of dit in my besighede is, of whatever dit mag wees, voel of ek die hele tyd soos, ek kan nie stil sit, as ek is, dis 11 uur die aand, ek is in die bed, hoekom is ek nie besig om 'n e-mail te tik nie, of hoekom is ek nie besig om 'n sang te skryf, dit voel of ek die hele tyd met chase, so, dit is kom ek sê, ek voel onrustig, soos ek word baie keer in die middel van die aand wakker, en ek soos, nee, ek kan nie net slaap nie, dan moet ek soos iets gaan doen. Voel jy skuldig as jy nie besig is nie? Ja, ek soos raak, dit freak my uit as ek nie besig is nie. En maar ek meen ek het nog steeds baie rustige oomblikke. Ek dink as ek weet almal is veilig, almal is happy, almal is veilig, dan maak ek nie weet. So ek check baie keer in by my fam, by my band, by almal, by my chommies. Want ek sê ek wil almal is veilig. Kom ons gaan doen iets wat nie veilig is nie. Gewoon. Ek voel ja, Nee, dit is maar ek het daai constant chase. Ek dink meeste mense, ek hoop meeste mense het dit. Mense van ons ouderdom verwag goed moet in hulle skoot val. And you don't. En ek dink dit is as gevolg van 'n lack van daai chase. Dis my twee sens. Ek nee, totally ek dink jy verkeerd is heeltemal wees. reg. Just vir my baie weird om te sien dat mense nie moer hard werk nie. Soos maybe is ek net 'n workaholic en regtig musiek is my alles, maar ek spandeer minder tyd daaraan want ek het ander passions ook in die besighede wat ek het. Dis regtig, dis nie vir geld nie. Ek love sound. So ons het 'n sound company. Ek het my beste chommy en so dis 'n constant chase die hele tyd, maar ja, vir my om te dink om net ek dink nie ek het al in die laaste 10 jaar 'n afdag. Hoe jy afdag? Wat bedoel jy? Music Monday. I do agree with you. Ek dink daar baie keer slack mense vir te lank of hulle is dalk bietjie passief. Maar wat dink jy sal jy doen? Iemand sê nou vir jou all expenses by trip na jou gunsteling eiland toe, saam met mense vir wie jy lief is, jy kan net chill en jy mag enigiets doen behalwe werk. Geen tegnologie nie. Alles is daar wat jy wil doen, maar jy gaan nie werk nie. Like, would you survive? Ek weet, ek dink nie ek sal uitbrand as ek aangaan soos ek nou aangaan nie. Daar's mense wat baie harder as ek werk, bro. Elon Musk werk soos Hallo, yes. 28 ure 'n dag en daar is net soos 24. 24 nou al. Ek sê Ja nee, dit word elke jaar 'n uur minder. nee, baie julle, dankie. Dit is lekker om met jou te kon chat, Carla. Ons lekker om jou ook te chat. Ek dink meeste van ons dieper chats was toe die kameras af was. En ja, moenie die lewe te ernstig opvat nie. Jy kan dalk mal raak. Dis waar die lewe gaan. Geluk. Okay, sê bye. Ek het definitief nou meer rustigheid oor die geleenthede wat daar is vir jong mense. En mense kan chase en as dit weggevat word van jou af, dan probeer jy die volgende ding en jy hou aan en jy fight. En daar's baie om te leer by jong mense. Ons moet net leer om ons ore en ons oë oop te maak. Volgende week maak ons weer so. Bye.